Sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg duisend wat ons het om hier as die Brackenfell gemeente saam te kan wees, my God, om U te kan aanbid. Want U is die alomteenwoordige God. U is die God wie vir ons omgee. Ons is U kinders. Hier is ons vandag, my God, om weer ons geloof in U te bevestig, ons vertroue, ons afhanklikheid van U, ons hoop op U wederkoms, my God. Ons vra dat die Heilige Gees ons harte sal voorberei, my God, vir hierdie boodskap. Maar soos ons die boodskap sal internaliseer, my God, dat U ons dat ook sal gebruik, om hierdie boodskappe dan verder te versprei vir 'n wêreld wat honger is na U vrede, na U liefde, my God. In Jesus naam, amen. Dankie. Dit is 'n geseënde Sabbat vir u almal. En dankie vir die uitnodiging om weer eens vandag hier te preek by die Brackenfell gemeente. Ons skriftuurlesing kom vanoggend uit 1 Samuel 14 vers 6 en Exodus 14 vers 14. En ek lees 1 Samuel 14 vers 6 en dit lees as volg: Miskien sal die Here ons help. Dit maak nie saak hoeveel ons is nie. Die Here kan met baie of met min mense 'n oorwinning gee. Dan Exodus 14 vers 14. Die Here sal vir julle veg. Julle moet net stil bly. Kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, ek is U diensknegt vanoggend. Spreek deur my God, met hierdie boodskap, dat die geveg behoort aan God. En as ons kyk na die omstandighede rondom ons, my God, met die wederkoms wat naby is, weet ons dat die geveg behoort aan U. Dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat ons verder sal lei. In Jesus naam, amen. Die titel van my preek vanoggend is: Die geveg behoort aan God. En hiermee word verstaan dat wanneer ons moeilike situasies in die gesig staar, soos in die geval van die Israeliete, dat ons met vertroue en oorgawe aan God moet voortgaan en nie verlamming ervaar nie, want die geveg behoort aan God. En vir hierdie preek plaas ek die fokus op Saul en sy seun Jonathan en hulle kontrasterende benaderings in die volgende 3 punte, in die glo dat die geveg aan God behoort, die invloed daarvan op hulle keuses en die neem van aksies, soos uitgebeeld in 1 Samuel hoofstuk 13 en 14. Jy sien hierdie verhale bied 'n kragtige geestelike les in die sin dat wanneer ons God vertrou, kan ons hom gehoorsaam. En ons gehoorsaamheid laat ons toe om voort te gaan in geloof, want ons weet dat die geveg is nie ons nie, maar behoort aan God. Daardie 3 punte: die vertroue, die gehoorsaamheid en om voort te gaan in geloof. In hierdie preek is daar 14 kernpunte wat ek sal uitlig, soos ek sal voortgaan. In 1 Samuel hoofstuk 10 lees ons dat Saul is uit die stam van Benjamin, deur God gekies
en deur die profeet Samuel as koning gesalf. E.G. White in Conflict and Courage in bladsy 148 stel dit vir ons as volg, en vrylik vertaal in Afrikaans lees dit as volg: God het vir hulle so 'n koning gegee as wat hulle begeer het. Iemand wie se karakter 'n weerspieëling van hulle eie was. Hulle harte was nie aan God onderdanig nie, en hulle koning was nie deur goddelike genade verander nie. Maar luister na die volgende. Tog het die Here, nadat hy Saul met die verantwoordelikheid van die koninkryk geplaas het, hom nie aan homself oorgelaat nie. Hy het die Heilige Gees op Saul laat rus om aan sy eie swakhede en sy behoefte aan goddelike genade te openbaar. As Saul op God vertrou het, sou God met hom gewees het. Onder die invloed van goddelike genade sou elke goeie eienskap versterk word, terwyl slegte eienskappe geleidelik hulle krag sou verloor. Dit is die werk wat die Here beoog om te doen vir almal wat hulle self aan hom toewy. En vir my was hierdie punt so 'n belangrike punt, want dit maak nie saak waar jy is in jou lewe nie. Wanneer ons onder die invloed van die goddelike genade is, word elke goeie eienskap versterk, terwyl slegte eienskappe geleidelik hulle krag verloor. As koning het Saul nederig begin. Ondanks sy koningskap het Saul teruggekeer na die gewone lewe en steeds op sy familie se grond gewerk. Maar toe gebeur twee gebeure wat Saul se leierskap, vertroue en gehoorsaamheid aan God blootgelê het. Nahas was die koning van die Ammoniete, 'n volk wat oos van Israel gewoon het tydens die tydperk van die Ou Testament. Hy en sy leer het die stad Jabes in Gilead beset. Die mense van Jabes was in groot nood en het vir Nahas gevra om 'n verdrag met hulle te sluit, sodat hulle as sy onderdane kon dien. Maar Nahas het 'n gruisame voorwaarde gestel. En luister net na die volgende voorwaarde wat hy aan hulle stel. Ek sal 'n verdrag met julle sluit, maar net as ek die regteroog van elke man uitsteek om sodoende 'n vernedering vir Israel te wees. Hierdie voorwaarde sou die Israeliete fisies verlam vir oorlog en hulle tot 'n simbool van skande maak. Die mense van Jabes het egter vir tyd gevra en beloof om vir 7 dae hulp te soek. As niemand hulle kom red nie, sou hulle oorgee. Die mense van Jabes was bang en gereed om oor te gee, maar God het 'n plan gehad. Is dit ook nie so in ons eie lewens nie? Wanneer God vir ons veg, het God 'n plan. Ek sê hierdie bedreiging het vir Saul 'n geleentheid te gee om homself as 'n ware leier te bewys. Toe hy hiervan hoor, is hy met die gees van God vervul. Toe God se gees oor hom kom, het hy 'n dapper en 'n vasberade leier geword. Hy het 'n drastiese oproep tot oorlog gemaak. Die volk het in groot getalle opgedraag, 330.000 man sterk. En dit het Saul se posisie as koning bevestig. Toe die son opkom, het hulle verrassingsaanval geloods. Die aanval was so hewig dat die Ammoniete heeltemal oorrompel is. Die Here
het die oorwinning aan Israel gegee. En Samuel het die volk na Gilgal gelei, waar hulle Saul weer as koning gekroon het en offers aan die Here gebring het in vreugde en dankbaarheid. Hierdie oorwinning was 'n hoogtepunt in Saul se lewe. Dit het Saul se koningskap bevestig, die volk verenig en gewys dat God sy volk red wanneer hulle op hom vertrou. Mag ons ook in ons eie lewens leer om nie te in vrees te lewe nie, maar om te weet dat God ons stryde veg as ons op hom vertrou. Alhoewel Saul nederig voor God begin het, het sy vertroue in God ook gewys, soos het sy wantroue ook in God begin wys, soos sy mag gegroei het. Saul het minder as 2 jaar geregeer toe dinge begin verkeerd loop. Van die 330.000 man wat op sy oproep tot 'n stryd gereageer het, het hy 3.000 as 'n soort leiwag gehou en die res huis toe gestuur. En as jy lees in die boek van Patriarge en Profete, sê Sister White dat dit was een van sy eerste foute wat hy begaan het. Hiervan het hy 1.000 onder die bevel van sy seun Jonathan geplaas. Jonathan, wat jonk en roekeloos was op daardie bepaalde tydstip, het moeilikheid met die Filistyne veroorsaak deur een van hulle garnisone aan te val. Uit wraak het die Filistyne 'n groot leer versamel. En luister, want hier kom die keerpunt in die storie. Die Filistyne was 'n sterk en 'n bedreigende vyand vir Israel. Hulle het 'n magtige weermag met 30.000 strydwaans, 6.000 ruiters en 'n groot menigte soldate opgeroep, soos gereflekteer in 1 Samuel 13 vers 5. Saul se weermag aan die ander kant was klein en swak toegerig. Baie van sy manne het begin te vlug en was bang, vers 6 en 7. Hulle het in grotte en bosse weggekruip en selfs oor die Jordaan gevlug. Slegs 600 van sy manne het oorgebly. Vergete nou was die feit dat die geveg aan God behoort en die oorwinning wat God vir hulle gegee het oor die Ammoniete. Samuel het Saul beveel om 7 dae te wag voor hy die offer bring. Dit was 'n toets van Saul se vertroue in God en dat die geveg aan God behoort. Maar toe Samuel nie betyds kom nie, het Saul ongeduldig geraak en selfs die offer gebring, 'n aksie wat teen God se opdrag was. Hy het nie God se tydsberekening vertrou nie en hy het die priesterlike rol vir homself gevat. Die offerdiens was 'n heilige taak wat net deur 'n priester of 'n profeet uitgevoer moes word. Toe Samuel uiteindelik opdaag, konfronteer hy Saul dadelik. Hy sê vir hom, soos gereflekteer in 1 Samuel 13, vers 13 en 14. Jy het dwaas gehandel. Jy het nie die bevel van die Here jou God nagekom nie. As jy dit gedoen het, sou hy jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bly staan nie. Die Here het vir hom 'n man gesoek na sy hart. Die Here het vir hom 'n man gesoek na sy hart. Hierdie woorde wys hoe ernstig Saul se fout was. Dit was die begin van Saul se val. Saul se optrede het vir hom reg gevoel, maar dit was nie wat God beveel het nie. Geduld
en geloof gaan hand aan hand. As Saul net gewag het soos God beveel het, sou hy geseën gewees het. Saul het gedink dat hy die situasie moes beheer, maar dit was altyd God wat oorwin. Saul se vrees en wantroue in God se plan het sy toekoms as koning verwoes. Sy aksie was 'n bewys van sy gebrek aan vertroue in God se tydsberekening. Dit was 'n teken van sy diep gewortelde gebrek aan geloof en sy onwilligheid om op God te vertrou. Omdat hy nie besef het dat die geveg aan God behoort nie, het hy sy koningskap in gevaar gestel. Saul se storie in 1 Samuel 13 is 'n kragtige herinnering dat die geveg aan God behoort. Jy sien, Saul het God se plan geken, maar hy het dit nie vertrou nie. Dit is maklik om Saul te kritiseer, maar hoeveel keer bevind ons onsself nie in dieselfde situasie nie? Ons sien hoe dinge skeefloop en probeer dan self beheer neem, eerder as om op God se tydsberekening te wag. Hoe dikwels neem ons besluite uit vrees in plaas van geloof en vergeet dat die geveg aan God behoort. God se verhaal in 1 Samuel 13, 1-15 is 'n duidelik voorbeeld van hoe wantrou in God se tydsberekening en instruksies 'n mens se toekoms kan vernietig. Ons eie planne is nooit beter as God se plan nie. God is in beheer van die geveg. Ons gevegte behoort aan God en hom moet ons eerste stel in ons besluite. Ons moet nooit dink dat ons God se plan self kan verbeter of versnel nie. En laat my die fokus nou skuif na Jonathan en kyk na die kontras tussen die twee. Dikwels kyk ons na uitdagings en wonder of ons ooit 'n oorwinning sal sien. Die lewe gooi ons soms in situasies waar die vyand en uitdagings sterker en groter lyk as wat ons ooit kan oorwin. Maar wanneer ons op God vertrou, kan hy met min mense en min middele 'n groot oorwinning behaal. In 1 Samuel 14 vers 1-23 sien ons hoe Jonathan, Saul se seun, 'n ongelooflike oorwinning behaal. Nie omdat hy 'n groot leer gehad het nie, maar omdat hy op God se plan vertrou het. In die verhaal van Jonathan leer ons dat die geveg behoort altyd aan God en hoe vertroue in God 'n verskil maak. Onthou uit die vorige, in die geval van Saul, die Filistyne. En dit is waarmee Jonathan gekonfronteer word. Die Filistyne het 'n magtige weermag met 30.000 strydwaans, 6.000 ruiters en 'n groot menigte soldate opgeroep. En ek wil hê dat u moet hierdie getalle in gedagte hou, want soos die storie aangaan, sien ons wat Jonathan saam met God bemag, want die geveg behoort altyd aan God. In 1 Samuel 14 vers 2 sien ons dat koning Saul onder 'n granaatboom gesit het saam met sy manskappe, wagtend, passief en verlammend, onseker oor wat om te doen. Hierdie prentjie van verlamming as gevolg van omstandighede herinner ons daaraan hoe maklik gelowiges ook geestelik verlam kan raak wanneer ons vrees, onsekerheid of uitdagings die oorhand kry. In plaas daarvan om te glo dat die geveg aan God behoort, sy leiding te soek en met geloof voort te beweeg, bly ons soms stil staan, vasgevang onder ons eie granaatbome van twyfel.
Maar Jonathan het 'n ander aangesteldheid gehad. Hy het nie gewag vir 'n groot weermag of 'n strategie nie. Hy het op God se krag vertrou. Ons dink soms dat ons baie hulpbronne of mense nodig het. Maar Jonathan wys vir ons dat God met min 'n groot verskil kan maak. Geloof beteken om aksie te neem. Moenie wag vir ideale omstandighede om vir God te werk nie. Begin waar jy is. Jonathan het nie gewag vir 'n perfekte plan of 'n groot leer nie. Hy het 'n stap in geloof geneem. God se krag is nie beperk tot ons hulpbronne of getalle nie. Jonathan het eendag vir sy wapendraer gesê: "Kom, ons gaan na die Filistyne se kamp oorkant die bergpas. Miskien sal die Here ons help. Dit maak nie saak hoeveel ons is nie. Die Here kan met baie of met min mense 'n oorwinning gee." Wat 'n ongelooflike geloof. Jonathan het verstaan dat oorwinning nie afhang van die grootte van 'n leer nie, maar van God se wil. Sy wapendraer, let op hierdie kernpunt. Sy wapendraer het dadelik in saamgestem. "Ek stem saam met jou. Maak net soos jy dink." Die ondersteuning van die wapendraer het Jonathan bemoedig, en net so moet lewensmaat, vriende en gelowiges mekaar bemoedig en ondersteun om God se roeping in hulle lewens te volg. En ek vat dit uit my eie lewe uit saam met Dawn. Dit is goed om 'n lewensmaat, vriend te hê wie mekaar kan ondersteun, vertrou en lojaal wees, selfs in moeilike tye. Daar is krag in eenheid wanneer jy saam met jou lewensmaat, saam met jou vriend in gebed kan tree voor die Here en kan bly op hierdie Christelike pad. As jy wel so 'n vriend het of 'n metgesel het, kan ons net die Here dankbaar sê daarvoor. Saam het Jonathan en sy wapendraer na die Filistynse kamp beweeg. Want hou in gedagte in die getalle van die Filistyne. En nou kom Jonathan en net sy wapendraer. Jonathan het 'n teken gevra en hy sê vir die Here: "As die Filistyne sê, bly waar julle is, sal hulle weet dat God nie wil hê hulle moet aanval nie. Maar as die Filistyne sê, kom na ons toe, sal dit 'n teken wees dat God die vyand in hulle hande gee." Toe die Filistyne vir Jonathan en sy wapendraer sien, het hulle gespot en gesê: "Kyk, die Hebreërs kruip uit hulle skuilplekke. Kom hier, dan sal ons julle 'n les leer." Jonathan het geweet, dit was die teken van God. Jonathan maak nie net sy eie planne nie, maar soek 'n teken van God. Hy wag vir God se bevestiging en optrede voordat hy aanval. As God 'n deur oopmaak, moet ons dit met geloof aanpak. Dit is belangrik om God se wil te soek en nie net op menslike wysheid te vertrou nie. Hy en sy wapendraer het geklim en die Filistyne begin aanval. God het met hulle saamgewerk en net die twee van hulle het omtrent 20 soldate in 'n klein gebied verslaan. Bid en wag op God se leiding voordat jy belangrike besluite neem. Maar wees gereed om in geloof te beweeg wanneer hy duidelik lei. Toe gebeur iets ongelooflik.
'n skielike vrees het die Filistyne oorval. God het 'n aardbewing in die Filistynse kamp gestuur. Paniek het uitgebreek en hulle het mekaar begin te doodmaak. Die Filistyne het groter en sterker gelyk, maar God het hulle laat panieker geraak en hulle het hulle eie mense begin aanval. God se krag maak ons klein pogings groot. Wanneer jy voel jy's te swak of te min om 'n verskil te maak, onthou, as jy God vertrou, sal God jou klein dade gebruik vir iets groots. Intussen, onthou Saul en sy manne daar gesit, onder daai granaatbome, verlam, wagtend, passief. Toe hulle sien wat besig is om te gebeur, het Saul en sy manne die Filistynese chaos gesien. Toe hulle besef wat aangaan, het hulle die oorblywende vyande aangeval en 'n groot oorwinning behaal. Selfs die Israeliete, wat vroeër bang was en gevlug het teruggekom en deel geword van die stryd. Israel het 'n oorwinning gesien, nie omdat hulle groot leer gehad het nie, maar omdat Jonatan op God se plan vertrou het. Dalk staar jy tans 'n groot uitdaging in die gesig. Dit mag lyk asof jy nie genoeg het nie. Nie genoeg geld het nie. Nie genoeg hulp nie. Nie genoeg krag nie. Maar onthou, God kan met min 'n groot oorwinning behaal. Moenie wag vir 'n perfekte situasie nie. Vertrou in God se plan. Neem 'n stap van geloof en kyk hoe hy werk in jou lewe. Wanneer jy met uitdagings of oproepe tot diens te doen kry, vra jouself af, is ek bereid om op geloof te reageer, self al lyk die situasie onmoontlik? Ten slotte, die volgende ware verhaal, die wonderwerk van Duinkerken, en dit speel af in 1940. Tydens die Tweede Wêreldoorlog in Mei 1940 was bykans 400.000 geallieerde soldate, meestal Britse en Franse troepe, vasgekeer op die strande van Duinkerken in Frankryk. Hulle was omring deur vyandelike magte en daar was geen manier om per land te ontsnap nie. Dit het gelyk of 'n ramp onafweerbaar was. In 'n oomblik van nood het koning George VI 'n nasionale dag van gebed uitgeroep op Sondag 26 Mei 1940. Kerke reg oor Brittanje was gevul met mense wat tot God geroep het vir redding. Wat daarna gebeur het die wêreld verstom. 'n Reeks onverklaarbare gebeure het plaasgevind. Hitler het onverwags sy tankaanvalle vir 3 dae gestop. Iets wat historiese tot vandag toe nie ten volle kan verduidelik nie. 'n Groot storm het aan die Duitse kant uitgebreek, wat die Duitse lugmag verhinder het om die strande te bombardeer. Terselfdertyd het die Engelse kanaal onverklaarbaar stil en kalm geraak, wat dit moontlik gemaak het vir honderde klein burgerlike bote, dit ingesluit visbote, plesierbote, veerbote, om die kanaal oor te steek, om daardie 400.000 soldate te gaan haal, wat gestrand was op Duinkerken. En wat bekend geword het as die wonderwerk van Duinkerken,
is meer as 338.000 soldate binne net meer as 'n week veilig binne net meer as 'n week veilig ontruim. Hierdie ware verhaal herinner ons dat wanneer God vir ons veg, gebruik hy selfs die weer, die vyand se verwarring en die nederige pogings van gewone mense om oorwinning te bring. Net soos Dawid en Moses gesê het, die stryd is die Here se. En net soos hy by Duinkerken gewys het, veg hy nog vandag vir u en vir my tot sy wederkoms. Laat ons net getrou wees aan God. Die geveg behoort aan God. Amen. Kom ons sluit ons so. Ons Hemelse Vader, soos ons nader kom aan u wederkoms, laat ons nooit vergeet as gelowiges dat die geveg aan u behoort nie. My God, in die storm en in die stilte sal u ons lei. En dit is waarom ons hande in u hande kan plaas, my God. Want daardeur sal ons die oorwinning behaal. Laat ons as die Brackenfell gemeente mekaar ondersteun, my God ook. Mekaar bemoedig in hierdie stryd met ons oë gefestig op u. In Jesus' naam, amen. Thank you for viewing. Please check out our description to see the other platforms which we are on. Alternatively, you can have a look at the recommended content which should be on your screen right now. Have a blessed day further.